Tot sover hierdie week het ons die feite oor vreugde en blydskap mooi uiteengesit. Kortliks kom dit daarop neer dat ware vreugde, daardie diep, onwankelbare vreugde, kom net van Jesus Christus af. En daarom sê Paulus, ons moet ons in Jesus verbly. Dit is ook 'n manier om te sê, ons fokus moet op Jesus gerig wees. Paulus skryf dit op 'n ander manier vir die Kolossense gemeente, in Kolossense 3 vers 1-3, waar hy skryf, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Onthou jy gister die beeld wat Jesus gebruik het in Johannes 15 oor die wingerdstok en die lote, toe hy gesê het, ons is die lote en hy is die wingerdstok en ons moet in hom bly en hy in ons, daardie hegte eenheid. Ek dink dit is wat Paulus hier bedoel het toe hy geskryf het, ons lewe is saam met Christus verborge in God. Ons is veilig in God, toegedraai in God. Die ander waarheid wat ons baie goed besef het, is dat vreugde nie dieselfde is as geluk, wat kom en gaan en maklik verdwyn nie. Maar tog kan daar tye kom dat jy ervaar dat selfs jou vreugde, jou blydskap maar 'n bietjie min raak. En dan is daar dinge wat jy kan doen. Ons fokus nie op gevoelens nie, maar as dit vir jou voel of jou vreugde min is, dan is die eerste ding wat jy kan doen, is om by Jesus te leer, om stil te raak, alleen, by jouself. Jy moet jou fokus weer reg kry. Soos ons nou gelees het hier in Kolossense 3, moet ons gedagtes rig op die dinge wat daarbo is. Dis 'n aktiewe daad, iets wat ek moet doen, ek moet my gedagtes fokus, ek moet hulle rig. Dit is nie dieselfde as om wiskunde te doen, dat ek my kop baie besig moet hou nie, maar dit beteken tog dat ek 'n bietjie selfondersoek moet doen en net 'n bietjie moet stil raak. En dit kan ons by Jesus leer. Hy het dit gereeld gedoen. Ons kan daarvan lees in die evangelies, byvoorbeeld in Markus 1 vers 35, waar daar staan, dit was die môre vroeg en dit was nog nag, toe het Jesus opgestaan en buitentoe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Ander keer lees ons dat hy die hele nag in gebed deurgebring het. En dan in Lukas 5 vers 16 lees ons, Jesus het hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid. Nou ek glo nie hy het lang uitgerekte gebede gebid nie. Ek dink hy het net sy fokus gaan regkry. Hy het net weer sy koneksie met sy Vader gaan versterk. En daarom sê Paulus, ons moet ons in Jesus verbly. Ons moet strewe na die dinge daarbo waar Christus is, daar aan die regterhand van God. En ons moet ons gedagtes daarheen rig, met die wete dat ons veilig toegedraai is in God se liefde. Dit is die een en dalk die belangrikste ding wat ons kan doen, wanneer ons ervaar dat ons vreugdebeker so bietjie leeg geloop het. Kom ons vra die Here om ons vandag ook daarmee te help. Here, ons weet, U is die bron en die basis van ons vreugde en ons blydskap. O Heilige Gees, dankie dat U ook hierdie vrug in ons laat groei. Maar ons is net mense en soms is daardie vreugde 'n bietjie min. Help ons om dan dadelik te besef waar ons dit moet soek en vind en leer ons om gereeld, sommer gedurende die dag, net vir 'n klein rukkie stil te wees en ons gedagtes weer op U te rig, om net weer ons koneksie, ons verbintenis met U sterk te maak. Dankie dat U ons nooit los nie. Ons prys U daarvoor. Amen.